Vers 2 sê, om nie gou julle verstand te verloor, verskrik te word nie. Nie deur gees, nou kyk in jou Bybel, die 33 Bybel, daai gees is 'n klein g. So dit is my eie gees. Nie deur woord, woord is 'n klein, jy sien, dis hoe ons moet Bybel lees. Kyk vir hoofletters in die Bybel en kleinletters. Want dit het verskillende betekenis. Nie deur gees, klein g, of deur woord, dis nie Jaffa se woord nie, dis ander ouens se woord, of deur brief klein lettertjie. Wat lyk of dit van ons die apostels afkondig sou wees, asof die dag, nie van die wegraping nie, van die wederkoms, die parousia, van Jafashua, dis Jesus Christus, wat sy bruid al daar is nie. Die seun van die verderf moet eers geopenbaar word. Nou kom ons op die plek waar jy jou sitplekgordel moet vasmaak. Die seun van die verderf moet eers geopenbaar word. Vers 3. Laat niemand julle as die bruid van Jafashua ook in hierdie 21ste eeu op enige manier mislei nie, want eers moet die afval in die verskillende kerke kom. En die mens van sonde geopenbaar word. So hier gee hy vir my 'n rigtingwysing, wie moet geopenbaar word? Ons moet uitvind, wie's die ou wat geopenbaar moet word, en wie is dit wat hom teehou, sodat hy hom nie kan openbaar nie. En die mens van sonde geopenbaar word. Hierdie is 'n godsdienstige mens, wie as 'n geestelik in die wêreld bekend sal wees. Hy wie die finale vleesverbond sal sluit, wie in werklikheid die seun van die verderf is. Hy gaan die seun van Satan wees. Die woord volgens 2 Petrus 2 vers 2. Ons kom nou terug na 1 Tessalonisense, ons skrifgedeelte, 2 Tessalonisense. Ons kom nou terug na hom toe. Ek noem dit altyd 'n filler scripture of 'n invulskrif wat net meer bevestiging gee. 2 Petrus 2 vers 1 en 2 verklaar. Vers 1. Maar daar was ook vals profete onder die volk van Israel. Ons praat van 2000 jaar terug. Net soos daar onder julle, die gemeente van Thessalonika en ons in die 21ste eeu, wie valse leraars sal wees, hulle is onder die ons, wie verderflike, ketterlike, heimlike, onbybelse teologie en dogma in die kerke en godsdienstige instansies sal invoer. En ook Jafashua, dis Jesus Christus, wie hulle, hierdie godsdienstige instansies ingekoop het, voorgegee dat hulle ook in die bonatuurlike geopenbaarde name funksioneer. Luister mooi, en hom verloon 'n vinnige verderf oor hulself gebring het. So hulle bring die dood oor hulself. As jy goed sê wat nie skrif is nie, bring jy die dood oor jouself. En dis hoekom ons versigtig moet wees met die eskatologie. Vers 2, natuurlik, ons is nog steeds by 2 Petrus 2, nou vers 2. Hy sê, baie mense godsdienstige, kyk my vingers al die tyd hoor, baie mense, godsdienstige mense ook in die 21ste eeu, sal hulle, dis hierdie instrumente van die Satanse leuns en teologie navolg, om hulle eie ontwil, hierdie godsdienstige skynheiliges, sal die weg van die waarheid, hierdie bonatuurlike geopenbaarde woord, gelaster word. Hulle laster die name, die geopenbaarde woord, want hulle het nie die antwoorde vir dit nie. En die volgende ding is, nou laster hulle dit. Dis noodsaaklik dat jy presies moet verstaan, wat in hierdie volgende versgedeelte geskryf staan. Waarom? Want hierdie versgedeelte hou die sleutel tot een van die grootste openbarings in die Bybel. Dit, wat vir meer as 600 jaar reeds deur verskillende godsdienstige instansies so verander en gemanipuleer was, om by 'n eie godsdienstige teologie en dogma in te pas. Die opskrif, die teenstander wat eers in die tempel moet sit. Kan jou nota maak, die teenstander wat eers in die tempel moet sit. Ons is terug by 2 Thessalonika 2 vers 4. Vers 4 sê, die teenstander, kyk nou mooi, naamlik die Rooms-Katholieke paus, wat homself verhef bo al wat Elohim of God in die 33 genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy, dis die paus, hy gaan nie as die antichrist in die tempel sit nie, hy gaan as die paus, die vredemaker, die Pontifex Maximus, the Vicar of Christ, God represented on earth, hy gaan as die vredemaker in die tempel sit,
sodat hy in die tempel van Jahwe, die Almagtige, as Elohim, dis God sal sit, en voorgee dat hy God is, dis Elohim. Ons praat nie van God nie, God beteken voorwerp van aanbidding. Die Hebreërs praat van Elohim, en hy sal voorgee dat hy Elohim is. Nadat hierdie vredemaker of Rooms-Katolieke Vors of Paus die finale vredesverbond volgens Daniël 9 vers 27 gesluit het. Ek wil net vir u sê, as die eerste keer is jy na hierdie kyk, jy moet gaan kyk na Daniël Botha se 2025 wegraping leens, vernaam deel 6 en deel 7. Daar hanteer ek die grafieke. Die 70 weke van Daniël, en ek hanteer natuurlik die grafiek met u op die laaste vredesverbond. Daniël 9:27. Ek gaan net hier so weer sê, hy sê voorgee dat hy Elohim of God is, nadat hierdie vredesmaker Rooms-Katolieke Paus die finale vredesverbond volgens Daniël 9:27 gesluit het, sal hy in die tempel, daar sê die Bybel, dis 'n sinagoge in Jerusalem gaan sit, en namens die ortodokse Jode die gereelde offers van die volk Israel waarneem.